Hallo en welkom by hierdie episode van Blitsfokus. Ons gaan hierdie week die maand se tema van skoonheid en modelwerk eindig met 'n onderhoud met Bobby Kanjosa. Selfs gaan ons 'n gesprek hê met Annemarie oor die nuus. Ons gaan ook 'n bietjie praat oor 'n boek en 'n lied wat toepassing het na ons tema. Hallo almal en welkom by Watslie. Saam met my soos natuurlik het ons Annemarie de Tooy op hierdie bank. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed, dankie met my. Hoe gaan dit met jou, François? Dit gaan goed. Dis net die koute is terug en ek is nie gelukkig daaroor. Ja, ek dink jy het dit nou al baie duidelik gemaak aan ons. Jy is nie iemand wat van die koue hou nie, so ons verstaan. Laat nie. Ek kan dink dis 'n rowwe tyd vir jou op hierdie stadium. Dit is, en om te dink, maandag en dinsdag was dit so lekker. Dit was cool man, nie koud nie. En nou sit ons weer in die koute. Ag, wat. Ja, die Namibiese winter maak mos so. Hy kan nie regtig besluit of hy wil warm of koud wees nie. Ja, nee. Ja. Ja, nee. Nou, hoe het dit met jou gegaan die afgelope naweek? Dit het goed gegaan. Ek het gewerk by 'n groot rugbywedstryd vir Namibië. Die Welwichas het teen die Erling Pumas van Suid-Afrika gespeel. Oh, wow. Ongelukkig verloor. Ek dink ons het nog baie oefening nodig voordat ons op daai punt kan kom waar ons kan sê, okay, ons is reg om qualifiers te gaan speel vir die Wêreldbeker, want dit is mos nou natuurlik waarvoor ons voorberei. Is om te kan kwalifiseer vir die Rugby Wêreldbeker wat groot is. En dan weet ek hierdie naweek wat kom speel ons nou teen die Italiaanse span. So dit gaan nou weer 'n hele nuwe challenge wees vir die Welwichas. Maar baie van ons internasionale spelers is nou terug, wat soos ons Namibiërs wat gaan speel in ander lande. Hulle is nou terug, so hopelik is die span nou 'n bietjie meer 'n volmaakte span en soos wat die afrigting wil hy moet lyk. Ja, nee, dit lyk my nou dat Namibië se rugby is besig om ver uit te brei. Ag ja, kyk, ek dink Namibië se rugby, ons is nie noodwendig in die top 50 lande vir rugby in die wêreld nie, in my persoonlike opinie, maar ek dink met die regte afrigtingspersoneel en as ons net daai houding half het van ons wil, ons kan, dan kan dit baie goed gaan vir ons. Ek meen ons span is baie talentvol. En soos ek sê, ja, ons het spelers wat in Amerika speel en ons het spelers wat in klomp plekke oorsee speel, maar in Suid-Afrika ook. So ek dink hulle moet ook net die kans gegee word om weer hulle dinamiek te vind en weer saam te kan speel as 'n span. Ja, ek sien voort om dit is die dag wat dit gebeur. Nou, Anne, jy wat studeer. Het jy gehoor van NSFAF en die studentlenings wat minder as 1% terugbetaal is? Ja, ek het gister 'n bietjie met Irene Marie gepraat daaroor op Kletskompas. Dit is, ek dink dis bietjie van 'n hartseer saak want soos ek en sy gesê het, natuurlik, ja, dis half jou verantwoordelikheid om seker te maak jy betaal daai studielening terug op die ou einde van die dag. Want nou raak dit half 'n storie waar sekere studente ander studente ontneem van hulle geleentheid tot die onderrig waarop ons almal geregtig is. Ja, nee, kyk, ek het nou wel nooit gaan studeer nie, so ek kan nie veel sê oor hierdie saak nie, maar ek moet saamstem in dat jy wat jy wie se verantwoordelikheid dit is, vat nou die geleentheid wegvat. Ek moet saamstem, dit is wel 'n hartseer ding, maar ek het hierdie naweek 2 flieks ontspoor. Okay, Afrikaanse flieks neem ek aan. Afrikaanse natuurlik. Okay. Vir my wat nie Afrikaanse goed wel kyk nie, het ek hierdie 2 geniet. Het jy al ooit gehoor van, daar hardloop die naam nou weg van my, Semi-soet? Semi-soet. Ja. Semi-soet. Semi-soet is 'n Afrikaanse klassiek. Ek dink regtig soos veral ek wat in Suid-Afrika groot geword het, as jy in daai tydperk, ek dink ek was in graad 1 of 2 toe hy uitgekom het, so 2012 daar rond, maar as jy in daai tydperk 'n Suid-Afrikaanse dogtertjie was, wou jy net Vrede en Lust wynplaas toe gaan en daar gaan kuier. Ek meen tot vandag toe nog, dis eintlik snaaks dat jy dit opbring, want ek meen ek is nou, hier sit ek 21 jaar oud, ek het nou al die fliek 100 keer gekyk, maar dit is nou nog my droom trouvenue. Is om te gaan trou op Vrede en Lust wynplaas. Wow. So, ja. Wow. Nou, dit bring vir my nou as 'n tweede vraag, en die tweede fliek, het jy geweet daar's 'n tweede Semi-soet? Ja, Semi-soet, ek het gehoor hy kom, ek het hom nou nog nie gekyk nie. Ek het al hierdie naweek gekyk, directly na die eerste ene, en dit was tops. Okay. Soos dit, eerlikwaar,
vir iemand wat nie Afrikaans kyk nie, soos ek voorheen gesê het, hierdie 2 flieks het ek geniet. Dus dit is actually goed gedoen. Maar die komedie of die storielyn of wat was dit al wat jou oog getrek het? Al 2 eerlikwaar. Ja. Die storielyn van die eerste ene en die tweede ene verskil soveel. Okay. Want die eerste ene, as ek nou wel reg onthou, is dit mos nou die eerste ene is meer 'n liefdesverhaal. Ja, Die man en die vrou wat mos Ja, op lief raak. tipies Weet- romcom. Tipiese romcom. Weet jy waaroor gaan die tweede fliek? Okay. Weet jy? Babas. O. Sien, dis nou die ding. Babas en wyn is nie 2 konsepte wat ek noodwendig saam sien gaan nie. En as ek dink aan Semiso, dan dink ek, wynplase. So babas en wyn is nie 2 konsepte nie, maar ek is baie opgewonde om dit te gaan kyk. Ek weet hulle het 'n musiekpleispel ook gemaak. Soos 'n fisiese plei wat hulle gehad het. Is Ja, wat nou Daai het ek nog onlangs geloop het, maar ek dink sy tyd is dalk nou verby, maar ek is nie 100% seker nie, maar ek is dan baie opgewonde om die tweede fliek te kyk. jy boet. Die ek het baie gelag vir die tweede ene, want dit is so 'n grap, want hulle die 2 main karakters, hulle moet 'n besigheidsdeal. Ek het nou die Afrikaans woord daarvoor vergeet ongelukkig, maar hulle moet nou werk om 'n besigheidsdeal toe te maak. Nou om dit te doen, omdat dit 'n baba produk is, moet hulle nou iemand se baba vat. So hulle, okay. Dit klink definitief baie interessant. Ek kan regtig nie wag om dan dit te gaan kyk nie. Maar nou het ek nog 'n vraag vir jou. Jy wat sê jy kyk nie regtig Afrikaanse flieks nie, buiten die Semisoet en Semisoeter waarvan ons nou gesels het. Wat is jou gunsteling Afrikaanse fliek of all time? Nee, ek dink nie jy verstaan nie. Ek kyk dit nie. So jy het nog nooit voor Semisoeter. Niks wat ek kan onthou nie. Kom ek sê so, niks wat ek kan fisies onthou nie. Okay. Maar ek wel, kyk, as hulle meer goed soos Semisoet en Semisoeter maak, dan sal ek wel begin weer kyk. Ja. Ja nee. Kyk, Ons- daar is 'n klomp. Ek dink jy mis uit Suid-Afrikaanse. Ek het 'n sagte plek vir dis soos my guilty pleasure. Want ek sê nie O. sommer vir mense ek kyk Afrikaanse flieks nie, maar ja, dan Ja. in die nagte, dan wanneer niemand my kan sien nie, geniet ek nog al 'n ou Semisoet of 'n liefling of 'n 'n bietjie daar skelm kyk. ja, Okay, exactly. nou dan moet jy maar vir my 'n lys gee van wat ek moet gaan kyk. Definitief. Dalk sal ek dan nou dalk 'n new appreciation kry daarvoor. Ja. Nou, kom ons eindig hierdie 'n bietjie met 'n bietjie inligting. Wat gaan aan in hierdie week se zone? So vir hierdie week se hou net ons 'n klomp interessante artikels. Natuurlik die Napso span wat in Europa gaan toer, dit het nou hulle groot kompetisie gehad. Ek dink hulle was in Noorwe gewees as ek dit nie mis het nie. Baie goed presteer. Om meer te lees van hulle prestasies en so, moet definitief nie hierdie week se zone mis nie. Ja, en dan natuurlik het ons nou 'n bietjie gepraat oor NASFAF, wat een van ons stories is, maar weer eens om meer te lees, gaan lees die zone. En dan ja, ons het 'n baie interessante mens vir sportster van die week hierdie week. Ek wil nie name gee of dit weggee natuurlik nie, maar dis nie jou tipiese rugby speler netbalspeler tipe Okay. sportpersoon van die week nie. So ek's nogal opgewonde vir dit. En dan ons voorblad storie is weer eens 'n profiel van 'n regtig inspirerende jong dame van Kamanjap wat haar pad self gemaak het tot waar sy vandag is, maar weer eens ek gaan nie alles weggee nie. So dit is dis hierdie week se zone. Wel, daar het julle dit, moenie hierdie week se zone mis nie. Dit kom op 'n donderdag uit as ek reg onthou. Ja. Dit is môre. Dit gesê, dit is altyd wat ons het vir die nuus. Baie dankie Anne-Marie dat jy saam met my kom gesels het. Groot plesier Fransjo en ek sien jou volgende week. Ons sien maar altyd mekaar volgende week. Dit gesê, hierna gaan ek 'n bietjie gesels met ons gas. Dit is die onderhoud. Hallo en welkom by hierdie episode se onderhoud. Saam met my op die Blitz Fokus bank het ons vir Bobby Kanyosa, die stigter van Walk by Bobby. Dankie. Hoe gaan dit met jou vandag? Ek is baie alright. Is dit bietjie te vroeg, maar alles is alright. Hoe gaan dit met jou? 'n Bietjie te vroeg sê jy. Nee, oggendmens nie. Ja, nee. Dit gaan goed saam met myself, net 'n bietjie koud. Dit gaan nou wel kouer begin word en ek is nie soos almal weet, ek hou niks van die koute nie. Is ons almal. Ons Ik almal. hou glad en alle van die koue nie. Oh, dankie tog ek is nie alleen in dit nie. Nou, Bobby, kan ek jou Bobby noem? Ja, asseblief. Kom ons, ek wil graag 'n bietjie meer met jou gesels want hierdie maand het ons mos nou die
tema gehad van modelwerk, Okay. skoonheids, om mooi te wees en al dit. Ja. So jy is jy's 'n pageant director en jy's 'n coach en al dit Reg. mos nou vir die modelle. Ja. So vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Eindelijk wat ik doe is nou ik werk met modellen, maar alles is een man of een vrouw. Wat ik doe is meer in training. Ik doe een training met hulle, ik coach hulle en ik geef ook geleentheid om dit model visit in local of internationale competities of is het local competities. Dat is al wat ik doe. Net veel meer any teams van managing en also veel te leren om te lopen of confidence te hebben en zo aan. Nou, ek het nou wel nooit gedink dat modelle moet leer om so iets te doen. Ek moes altyd gedog dis maar nou net daar. Die een ding wat een mens kan leren is hoe een mens leek. Maar goed zoals loop, goed zoals praat, goed zoals hoe kleren aan elkaar te zetten of goed zoals om hoe veel zelf te gedrag op verhoog en die moet, een mens moet dit leren. Maar eerst ding wat ik kan leren is hoe iemand kan leken, van dat is niet Godse plek, is niet meewerkt. Ek verstaan. So dis nou meer dis nou meer jy leer hulle wat om uit te sit as wat hulle klaar het. Ja. Okay, dis nou nogals interessant. Nou, uit nuuskierigheid, jy het gesê jy coach mans en vrouens. Ja. So watse verskille is daar tussen mans en vrouens in terme van wat jy vir hulle leer? Met mensen is net bietjie om hulle confidence en goed in te instil. Van mensen is bietjie hulle dan hulle het dit, maar hulle voel miskien hulle sig genoeg het. Voor mensen omdat het eindelijk skoonheid competities en alles in die modeling wereld is meeste Afro-mens wereld. So vrouwmensen vind het eindelijk bietjie makkelijker om in dit te gaan met klesse confidence en dat goed, maar met mensen is dat ding waar mensen toch bietjie moet willen convince en zo wat bietjie moeilijk is en also willen te leren om te zien je kan dit doen en je moet specifically in so die categorie wees en nie in die ding. So is daar die verskil, maar as het kom by die loop en as het kom by die confidence en as het kom by die verhoog stage presence is net dieselfde eintlik. Okay. Ja. So jy sou sê jy leer nou mans en vrouens evenredig hoe om te loop. So, maar meeste werk ek net meeste met vroumense want dit is bietjie makliker en die industrie allow dit gee ook die kans vir vroumense meer as dit vir manne gee. Ja, ek verstaan dit. Ja. Maar nou uit nuuskierigheid uit, want ek is nou nuuskierig oor iets. Het jy al ooit mans in hakskoene laat loop? Nog nie. Nog nooit. Hulle sal nie. Is dit vroumense wat ek met dit leer. Man mense hulle soek dit hier. Ek was nou net dit sal ons nou help met die balans. Maar daar's ander techniques wat mense ook kan gebruik om hulle balans te leer. Gewoonlik gebruik ek denk van die arms, wat hulle arms moet nou hoog sit en dan loop hulle ook met kop, hulle se kop om nou die balans te kry. Van mense, vroumense se ding is dat omdat hulle moet in 'n hakskoen loop eintlik. Van 'n hakskoen is nou sien 'n natural ding wat ons moet op dit loop. So is hoekom die vroumense se balans is meer nodig as 'n manmens se balans. Okay. Ja. Dis 'n interessante manier om dit te sien. Ja. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van jou geskiedenis. Wat het vir jou ingebring in die modelwerk? Ek dink is hoe noem mens is dit passion? So noem mens dit in Afrikaans? Passie. Ja, passie. Is 'n groot passie van my. Van ek het dit eigenlijk gesien wat ek nog jonker was. Ek het gesien ek het baie van skoonheid competities gehou. As even self het ek ook bietjie daarmee lokasies so bietjie gehou vir ons klein meisie kinders daar so. Maar so teen die jaar 2014 het ek begin self ook deelneem in skoonheid competities en ek het so terug gedoen, maar toe voel ek is dit vir my nie, ek wil miskien iets doen wat nou ek miskien aan mense nou die geleentheid kan gee dat hulle nou dit kan doen, is hoe dit ook vir my begin het. En toe begin ek nou so met my neggies nou vir hulle bietjie laat leer om te stap en so vir hulle in sub-competition inskryf. Skoonheid competities inskryf. Maar my eerste groot competitie was wat ek my neggie Philippines toegestuur het vir 'n internasionale competitie en hoe dit begin. En so dit is amper nou 10-11 jaar wat ek in die industrie is. Hy is lank om op een ding te spandeer. Ja. Nou,
Sien nou dat jy meestal agter die skerms Ja. werk. Hoe lyk dit? Soos sê maar nou daar is 'n model fotoshoot Ja. of 'n pageant en iets soos dit. Waar is jy agter die skerms? So vir fotoshoot is nou begin ons eers met nou om die concept nou neer te sit om te sê nou wat skiet ons eintlik is dit nou is dit nou 'n beta shoot of is dit 'n in studio sort of skiet of shoot. Maar ek begin en dan moet ons nou wees daarom nou dit direct. So my werk is meestal om dit direct om te sê nou moet so staan so dat die fotograaf nou so iets kan vat as hy so geneem het gaan hy so lyk gaan hy iets so uitkom. Maar meestal vir shows is net om ek messies nou daar te laat gaan op die verhoog en dis om te kyk of alles reg is van hulle se klere, die make-up, alles is reg voor hulle nou verhoog toe gaan en so net om vir te leer om te sê hulle sal verstaan om wat te maak as hulle nou op die verhoog gaan. So my normal dialect net so as is nou by 'n show is of 'n photoshoot. Daar is daarom baie werk vir agter die skerms. Hoe balanseer jy die fisieke manier hoe die mense lyk teenoor hulle mentaliteit en hulle gevoelens? Dit is die moeilikste part van my werk van mense kom al lyk mense as 'n manier of 'n particular manier is ook 'n ding om 'n mens se hulle se eie insecurities wat 'n mens nou op moet nou op. So my werk is om dit nou om hulle te inspireer om hulle laat verstaan dat ek het jou nie gekies omdat ek wil gaan ek het jou gekies van ek ken jy kan dit doen. Ek het jou gekies om te sê van ek sien die potensiaal wat jy het om vir iets aan te maak in die industrie. Bewees dit om die volgende Mr. Bibia te raak of die volgende Naomi Campbell te raak. Die potentiaal is daar. So is meestal ding van om hulle confidence te bou met hulle gesels en verstaan van waar hulle kom en sien of hoe kan ek hier verskil in die lane maak, laat hulle net hulle kan sien van ek sal dit vir myself as 'n mens van my moet wegloop, hulle moet 'n verskillende mens loop as hulle by my gekom het. Dis 'n baie mooi boodskap wat jy nou daar uitgestuur het. Ja. Nou, sien nou dat jy nog gepraat het van wat jy die moeilikste vind. Ja. Vertel ons 'n bietjie, wat geniet jy die meeste van dit? As ek wen. As ek wen en wat ek geniet meeste is net om te sien hoe die mense eintlik ernstig hoe hulle change of hoe hulle verander van hoe hulle gekom het. Van soos nou ek werk nou meeste soos last week die jaar en last jaar het ek nog gewerk met die Miss Namibia kompetisie en die Miss Teen Namibia kompetisie. So ek het gesien hoe die kennis transform of hoe het hulle gechange van hoe hulle was en dit is wat my bietjie gelukkig maak of wat my ernstig gelukkig maak met my werk. En nou om te sien hoe hulle goed doen en hoe hulle wen en die hulle goed en ek hoop baie van hoe goed lyk op mense as die klere hoe lyk op hulle as ek sien dat wat ek gedink het uitgekom soos ek dit gesoek het. Wat ek meeste geniet van dit. Dit is 'n interessante een, veral toe jy begin het met wanneer ek wen. Ja. Nog net so 'n paar vrae waaroor ek nuuskierig is. Een van hulle is, as jy enigiets sou verander in die toekoms van die skoonheidskompetisie wêreld en die modelwêreld, wat sou dit wees? Ek sal miskien net soek as 'n mens persoonlik is miskien is 'n boodskap wat ek altyd wil uitsit aan elke mens om te sê die is ook 'n industrie wat eintlik ook baie vrugbaar is, waar 'n mens ook kan iets maak uit dit, want daar is baie talent in ons land, ook else in die wêreld. Is not 'n ding wat ek wil sien of wat die changes wat ek sien is net ek wil sien om mense saam te werk in die industrie. Ek wil ook sien of waar companies of mense wat nou in groot companies werk om of ons begin die ons is op pad op die regte lyn soos ons nou gaan, maar dit is wat ek wil sien meer support van die land af, meer support van die mense af, van die kan 'n loopbaan wees wat baie vrugbaar sal wees vir enige mens wat in dit is. Okay. Nou, in terme van nuwe mense inbring, nuwe mense bring vir die skoonheidskompetisies, vir die modelwerk, watse raad sou jy gee aan die van hulle wat onseker is dat hulle daar pas? Die ding is dat as dit by die modeling wêreld kom, is dat ernstige baie goed. Dit is net die skoonheidskompetisies. Daar is ook die goed soos fashion shows, daar is editorial modeling, daar is baie en ek voel as enige persoon wil in dit inkom, is dat ding van die persoon moet eintlik, ek ken nie wat is die Afrikaans woord vir dit, maar
you must study this industry. Mens moet dit verstaan om te sê waar pas ek eintlik in? Waar staan ek as hulle sê ek moet so veel lang wees of ek moet so iets het of ek moet die characters het of so iets. Start en verstaan waar pas jy in. Van dit sal jou baie tyd save. En die andere ding also probeer om mense te kry wat ernstig hard werk in die industrie. Al wil jy skoonheidscompetities doen, vind uit wie leer wat of wie verstaan wat en kry die regte mens. En ek dink as jy ook vir jouself, as jy besluit om dit in die loopbaan in te gaan, is dat ding wat jy mens moet ook verstaan wat eintlik wil jy uit dit kry. Wat is die goal, wat is die einde product wat jy sal soek, wil jy groot in die industrie of wees net vir genieding of jy soek net uitgaan of ek ken nie. Iemand jy moet net iets verstaan en sê en is dat ding van also just het net geld van die ding is bietjie te duur. Die skoonheidscompetities kan 'n bietjie te duur wees aan mense se sake. Ja, ek sal so glo met die prys van goeder. Ja. Nou, waar sien jy jouself in die toekoms? Jy jouself jou company wat jy gemaak het, die walk by Bobby, can you say? Ja. Ek eintlik het soos in my company se toekoms sien ek van ek het my company in die jaar 2018 begin of ja, maar ek wil wat ek nou ook bietjie gesê later ek wil dit sien groot raak en meer mense of meer modelle uit die land uitvat van ek fokus soos nou net op internasionale competities waar ek nou modelle kies en hulle daar uitsit vir exposure en al die goed. Maar in 5 jaar sien ek myself my company wat de mens te groot genoeg om met competities soos Miss Universe te partner up, competities soos Miss World partner up en ek het 'n groot droom of eendag miskien die Miss World of Miss Universe Namibia te bring dat die in Namibia gehou word. Oh. Ja. So jy sê jy wil oorvat. Ek wil oorvat. So as jy van plan om die top company te wees hier in Namibia? Of? Ja, presies. Soos wat ek nou ken, ek is die enigste skoonheid competitie trainer in Namibia. So ek wil dit net so hou en bietjie ook vir myself goed werk dat ek meer difference kan maak as ek nou dit nog maak. Nou, as die enigste een in Namibia, voel dit ooit asof jy te veel werk het soms? Sommige tyd van mens soos as ek nou vir my Instagram nou gee, jy sal sien die DM's is amper 50. Is van my almal soek my tyd en die ding is dat ek moet ook nou vir myself en dinge sit wat ek kan verstaan. Dis wat ek wil net die mense leer of met mense werk wat ek sal sien daar is 'n potentiaal of iets groot in dit. So dit raak bietjie te veel sommige tyd van die mense bel of hulle kry jou iewers of jy loop in die dorp en hulle wil nog dit wil getrain word en of hulle vra en daai hele goed. So dit raak bietjie moeilik of baie werk, but ek dink dit is part van die proses. Wel, kom ons vat nou nie te veel verder van jou tyd. So, een laaste dingetjie, is daar enige laaste boodskap wat jy wil deurgee? Die boodskap wat ek altyd wil sê is, ek voel, ons kan almal groot raak saam, ons kan almal groei eintlik, ons kan almal saam groei en as 'n industrie, ek voel ons moet mekaar se hande vat en die industrie bou vir die regte rede en ek voel as iemand miskien as jy voel jy kan 'n contribution maak of iets aan ons modeling industry, dit is ons almal oop vir dit en vir die mense wat miskien nou die modelle wat nou wil begin of wat nou kan sien in die industry, wat ek gesê het, mens moet net goed swat en verstaan wie's wie en vir in die regte pad kry vir dit, ja. Ja, daar is 'n baie mooi boodskap wat jy vir ons deurgegee het. Ja. Ongelukkig is dit altyd wat ons saam met jou het, Bobby, maar julle moet nêrens gaan nie, want hierna is dit nie op die rak. Hallo en welkom by Niet op die rak. Vir hierdie boek gaan ons gesels oor The Thing of Beauty. Nou dit is die tragedie van supermodel Gaia en dit is 'n biografie
deur Stephen Fried. Nou, in Thing of Beauty, die tragedie van supermodel Gaia, bied joernalis Stephen Fried 'n aangrypende en deeglike nagevorsde biografie van Gaia Karangi, een van die eerste supermodelle wat nie net die modewêreld meegevorm het nie, maar ook daardeur verwoes is. Die boek wat oorspronklik in 1993 verskyn het en later met 'n bygewerkte nawoord heruitgereik is, skilder nie net 'n portret van 'n jong vrou met 'n blink toekoms nie, maar onthul ook die harde realiteit van 'n bedryf wat mense vinnig ophoop en net so vinnig verwerp. Nou, Gaia Karangi is in 1960 in Philadelphia gebore en het binne 'n kort tyd uit die anonimiteit van haar werkklas agtergrond opgeklim na die wêreld van internasionale mode. Haar rou, androgyne skoonheid, wildhare, intense oë en 'n ongeremde houding het ontwerpers en fotograwe van wêreldgehalte bekoor op 'n tyd toe mode begin het om waaghalsiger en minder konvensioneel te word. Fried beskryf hoe Gaia in die laat 1970s in die voorblaaie van Vogue en Cosmopolitan beheer het, gewandel het vir luukse modehuise soos Dior en Versace en dagliks duisende dollars verdien het, nog alles voordat sy 21 was. As julle wil meer weet oor hierdie boek, gaan gerus en gaan lees hom en vertel ons meer wat jy dink hieraan. Volgende is voor in die koor. Wat gebeur as jy so bang is om gemiddeld te wees, dat jy jouself heeltemal verloor in die poging om uniek te lyk? Dis die vraag waarmee DJO, die musikalius van Joe Carey, ons konfronteer in sy 2025 enkelsnit Basic Being Basic. Dis slim, dis stylvol, dis sarkasties, maar eerlik. En dit klap jou soos modekritiek in neonlig. DJO is dalk bekend vir sy rol in Stranger Things, maar sy musiek het 'n hele eie karakter. Denk aan die eksentrisiteit van Prince, die kunstpop van Talking Heads en die introspektiewe klank van Tame Impala. Met Basic Being Basic sny hy deur die fasade van moderniteit, deur die filters, die personas, die digital glow-ups. Nou, hy sing, I think you're scared of being basic. That's ironic, cause it's reading like you're even more basic. En daar lê die kern van die lied. 'n Generasie wat probeer uniek wees op presies dieselfde manier. Die haarstyle verander, die gesigstruktuur verander, selfs die bord kos word esteties uitgekies. Change your body, change your face. Curl your hair, then make it straight. Take a picture of your plate. DJO se kritiek is nie lelik of narrelend nie, dis speels, maar presies. Soos 'n model in 'n high fashion advertensie wat met een kyk alles sê. Soos 'n influencer se reel wat jy 3 sekondes kyk en dog ure lank onthou. Nou, hierdie is 'n baie interessante liedjie, want nie baie mense is berig om uit te roep na wat aangaan in die regte wêreld nie en om die moeilikheid van alles uit te bring nie. So, gaan luister gerus hierdie liedjie en weer eens dieselfde as met die boek, laat weet ons wat jy daaraan dink. Baie dankie. Ja, dit is al wat ons het vir hierdie episode van Blitz Fokus, maar moenie worry nie, ons is volgende week terug. Baie dankie vir almal wat hier was. Ons sien julle dan.